Hoofnuus vanaand, dit was 'n blou maandag vir wêreldmarkte wat gereageer het op die Amerikaanse president Donald Trump se tariefverhogings. Honderde inwoners van 'n informele nedersetting in Wellington in die Boland is haweloos gelaat na 'n verwoestende brand die naweek. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Dit was 'n naweek van groot onsekerheid oor die Afrikaanse bulletin. Die SABC het vandag bevestig dat die Afrikaanse nuus Saterdag en Sondag weens 'n skeduleringsfout nie uitgeskaai is nie. Die Afrikaanse bulletin is die naweek weer op sy plek om 6:15 op SABC2. Markte wêreldwyd het vandag weer uiters wisselvallig vertoon nadat die hoë Amerikaanse handelstariewe die naweek in werking getree het. Aandele op Asiëse markte was in vryval en het meer as 13% verloor na Vrydag se skerp dalings op Amerikaanse markte. Markte in die VSA het 'n paar uur gelede weer laer geopen met die S&P 500 wat met 4% gedaal het. Plaaslik het die aandelemark negatief geopen, maar het later skerp gestyg om op 82.162 punte te sluit. Die rand is egter in die moeilikheid. Dit het 'n rukkie gelede teen R19.58 teen die Amerikaanse dollar verhandel. Die markte bly uiters sensitief met geen aanduiding dat president Donald Trump gaan besgee oor die hemelhoë handelstariewe wat hy op lande wêreldwyd ingestel het nie. Vrese oor 'n globale resessie neem toe met beleggers wat aandele teen 'n snelle pas verkoop en beleggersportefeuilles verklein. The type of negotiation tactics that we've seen from the US president could result in walking back some of the severity of those tariffs and that it is resolved that way. I'm not sure how big a probability that one would be. The other one, and perhaps more likely, is what we're seeing being priced into short-term interest rate markets. In other words, we're seeing the likelihood of interest rate cuts being deployed as the ultimate pressure valve for what is building up weekly in the markets at the moment. 'n Pensioenfondsbestuurder het aanbeveel dat werknemers wat nie ver van aftrede is nie, hulle pensioenfondse vir raad vra, aangesien beleggingsportefeuilles se waarde aansienlik gedaal het die afgelope tyd. And the first thing to ensure is that the strategy that was chosen for you, if you were close to retirement, is one that was appropriate for the risk level that you had even before we went into this volatility, right? So what typically happens, and hopefully most pension fund members should take comfort from this. If you're close to retirement, your retirement fund should have already shifted you generally to a low risk strategy. So something that was a lot less volatile. Die sogenaamde wisselvalligheidsindeks wat marksentiment meet, het die afgelope tyd met sowat 90% gestyg, wat 'n aanduiding is dat markspelers uiters onseker is oor die toekoms. As die onsekerheid voortduur, sal hulle dringend besluite oor hulle beleggingsposisies moet neem om die verliese wat hulle reeds gelei het te probeer versag. But the reality is the risks are heightened and we need to watch that very closely. Where we are unable to resolve, ourselves to the fact that this issue is going to be cleared up, we would look to reduce positions in companies that are, let's call it, threatened majorly by these actions, and shift towards companies which could actually potentially benefit from this happening. Antonio Raja sê wanneer die stof oor die huidige verwikkelinge gaan lê het, moet daar na nuwe moontlike beleggingsmoontlikhede gekyk word, insluitend noodsaaklike minerale en goud. Volgens hom kan die proteksionisme wat nou deur die Trump-administrasie voorgelê word, nodige streekshandelsintegrasie versnel. Adjunkt-president Paul Mashatile het die belangrikheid van die regering van nasionale eenheid se mandaat uitgelig by die Ahmed Kathrada Stichting se sakeontbyt in Sandton. Mashatile het vrae beantwoord oor die toekoms en bestendigheid van die RNE. Dit volg nadat die 2025 begroting op 'n haar verlede week deurgevoer is. Die DA het nie die begroting gesteun nie. Die party beoog om die belasting op toegevoegde waardeverhoging voor die hof te daag. Africa's got many challenges and all parties must understand that we must put South African first. And that means we have to work together, we must focus on what needs to be done. The statement of intent of the GNU says we must focus
on building an inclusive economy and creating jobs. We must deal with high cost of living and ensure we build a capable and developmental state. We must focus on those things. Fight crime and corruption. Make South Africa work. Intussen vergader die DA se federale raad vanaand onder meer oor sy toekoms in die regering. Die DA, die tweede grootste party in die RNE, het verlede week teen die goedkeuring van die fiskale raamwerk in die parlement gestem. Die DA se federale raad sal na verwagting later 'n aankondiging maak. Die IFP staan by sy besluit om die 2025 fiskale raamwerk te ondersteun, ondanks die dooiepunt tussen die ANC en die DA oor die nasionale begroting. Die IFP steun die 1% BTW-verhoging oor 2 boekjare en glo dat Suid-Afrika bestendigheid en 'n regering nodig het wat sy mense eerste stel. Die IFP sê hy was gekant teen die aanvanklik voorgestelde BTW-verhoging van 2 persentasiepunte, maar steun die hersiene verhoging van 0,5 persentasiepunte die jaar en 0,5% volgende jaar. Die IFP sê hy is daartoe verbind om die ekonomie te laat groei en glo die begroting sal dit bewerkstellig. The GNU must robustly focus itself on job creation, economic growth and investment. The IFP will hold the government accountable to ensure that VAT increases do not disproportionately burden the poor and working class South Africans, and we will continue to advocate for pro-poor economic policies. Hlabisa sê die begroting sal miljarde rande in infrastruktuurprojekte spuit wat nie net die ekonomie sal laat groei nie, maar broodnodige werk sal skep. The IFP is at its core a pro-poor party. Therefore, we needed to see an increased safety net for the poor. We welcome the expansion of the zero-rated VAT food items alongside the increase of the social grants, as it will provide much needed relief to the poorest households. Hlabisa het partyleiers gekritiseer wat nie sommige RNE besluite steun nie. We emphasize the need for prudent financial management. Ten spyte van onsekerheid oor die voortbestaan van regering van nasionale eenheid, sê Hlabisa sy party is steeds verbind tot die RNE. Ons berig net hierna oor nog plaaslike nuus, bly ingeskakel. Talle inwoners van die New Rest informele nedersetting in Wellington in die Boland werk onverpoost om hulle huise te herbou. 'n Verwoestende brand het die naweek deur die gebied gewoed. Die brand het die lewens van 2 mense geëis, sowat 200 strukture vernietig en meer as 800 mense ontheem gelaat. Die brand het 'n spoor van vernietiging gelaat en ongeveer 800 mense dakloos gelaat, waarvan die meeste al hulle besittings verloor het. We don't have even a shelter to live. Even yesterday we sleep outside. We don't know what is going on today. Yo, I'm feeling so devastated because we've been sleeping here outside since yesterday. Because umlilo wenzeke last Saturday, then started there, then it ended here. So like we are homeless, we don't have something to eat or also clothes. Van die slagoffers sê hul kinders sal dalk nie die week kan skool bywoon nie, omdat hulle uniforms en skryfbehoeftes ook uitgebrand het. We lost everything on the fire. We feel very sad. Very sad. Yesterday I didn't worry, but this morning I was very sad. I don't know, my heart is broken. We just vote for nothing. Vote for nothing. No, nothing. Our kids, they can't go to school tomorrow because everything. Die vierde kan begin, een plankje kan begin. En hij toe met die tijd ons verwag gaat naar ons kant toe komen. Toe ons misschien nog na 10 minuten dus onze virus bijna nog wat aan bij ons kant ja.
Ons het byna skooi verloor, amper alles verloor, ons klere alles verloor. Die humanitaire hulporganisasie Gift of the Givers staan die gemeenskap by. Die oorsaak van die brand word nog ondersoek. Coben August, SAK nuus, Wellington, Wes-Kaap. Terwyl groot dele van die Vrystaat oorstroom is, word nog reën in die provinsie verwag. Verskeie damvlakke in die provinsie het aansienlik gestyg en sommige is tot oorlopends toe vol. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir ewige donderstorms in die provinsie môre. Terwyl inwoners gemaan is om gebiede langs riviere te vermy, is owerhede wel slaggereed om in te spring in enige noodsituasie. And we've got high flows, and in which most areas, for instance, the area of Massasport, which on our side in the inside the Free State, the inner part of Mangau Metro, there was a heavy rains, and we noticed that definitely some of the Modder River, they are starting to indicate the flooding patterns, behavior. And the farmers and those who are having settlements along the bank of the Modder River, they were really was given notices to be able to remove their particular parts, especially assets which are really along the river. Die Rooikruis reik 'n helpende hand uit na mense in nood. We are busy packaging food parcels for those that have been affected by the floods. But other than that, with the support that we have received from the Department of COGTA, we were able to respond swiftly to the communities that were affected Friday, Saturday. Die Mangaung Metro maan mense om ag te slaan op die weerdiens se waarskuwings. Die Witwatersrand African Taxi Vereniging doen 'n beroep op die regering om dringend in te gryp by die voortsleepende taxi-oorloë oor sekere roetes in die gebied. Dit volg op die noodlottige skietery van 3 mans vanoggend op die Mahalifile-weg en Napelaan roetes in Mofolo Sentraal, Soweto. Die mans was vermoedelik taxi-reguleerders. Die taxiraad sê sterker maatreëls moet in die bedryf ingestel word sodat die bloedvergieting tot 'n einde kan kom. Die motief vir die moord is onbekend. Jocelyn Smith is verkoop. Die getuienis deur kolonel Adrian Pretorius is in die Wes-Kaapse rondgaande Hooggeregshof in Saldanha aangehoor. Pretorius is verbonde aan die Wes-Kaapse eenheid vir ernstige en geweldsmisdade. Hy sê Jacqueline Apollos het die bekentenis aan hom gemaak toe hy sy verklaring afgeneem het. Apollos is een van die 3 beskuldigdes in die Jocelyn Smith ontvoeringsverhoor. Pretorius getuig in 'n binneverhoor om te bepaal of die bekentenisse van Apollos en nog 'n beskuldigde, Stevino van Ryn, toelaatbaar is, te midde van beweringe dat hulle gemartel is. Apollos en van Ryn beweer dat die polisie hulle in Maart verlede jaar gemartel het om hulle te dwing om bekentenisse af te lê. Die 2 beskuldigdes en Jocelyn se ma, Kelly Smith, staan tereg op aanklagte van ontvoering en mensehandel. Apollos se regsverteenwoordiger, Fanie Harmse, kruisondervra vir kolonel Pretorius. I wanted to clear up whether it was the Sunday or the Monday because the accused talked about the Sunday and the accused talked about the Monday. The accused first talked about the Sunday that I think I wrote it down that Kelly told him something about the child. And he talked about the Monday when they took the child. The context was that on the Sunday, she told him about the plan, if one can call it that, and the reasons therefore. Correct, my lord. Then at about 12 o'clock, the time that we dealt with earlier, when she came home, she told him, but she had spoken to Makalima about the money already. That is correct, my lord. Sergeant Heinrich Schidlin het getuig Apollos het beserings gehad toe hy hom na die dokter vergesel het. Maar ek was op die 5de Maart versoek om vir Jacqueline Apollos na die hospitaal te vergesel. Ek het om 8:38 die oggend vir Jacqueline Apollos by die seegrenseenheid ontvang. Ek het gemerk dat hy beserings aan hom het. Sy linker oog was beseer, as ook sy linker knie en sy regtervoet.
Ek het hom nie uitgevra oor die beserings nie. Die verhoor duur môre voort. Sergeant David Fortuin is onder kruisondervraging. Kom ons kyk hoe die markte om 8 uur vanaand vertoon het. Ons is net hierna terug met die sport en die weer in Afrikaans. Bly by ons. Oudtshoorn in die Wes-Kaap was weer verlede week 'n muurnes van bedrywighede as gasheer van die 29ste jaarlikse Klein Karoo Nasionale Kunstefees. Duisende plaaslike inwoners en besoekers is bederf met 'n reeks teater, musiek en dansproduksies as ook visuele kunsuitstallings. Een van die grootste trekpleisters was weer eens die feesmark waar feesgangers 'n verskeidenheid stalletjies kon besoek en hulle kon verlustig aan kos, drinkgoed en vermaak. Te kus en te keer by die KAK&K. Duisende besoekers was daagliks saamgedrom by die mark, waar familie en vriende kon kuier, klets en 'n oorvloed vermaak geniet. Verlede jaar se kunstefees was nie soos die jaar se nie. Die jaar is daar meer mense as verlede jaar. Baie nice, lekker, die atmosfeer is lekker. Ons het baie lekker kos geëet, baie kunstenaars gesien. Dis regtig net uitstekend. Ons geniet dit regtig baie en al die kunstenaars wat hierdie jaar hier is, dis regtig 'n lekker fees. Daar was ook nie 'n tekort aan eet en drinkgoed nie, met kaas en wynproe in oorvloed. En met van Suid-Afrika se mees gewilde persoonlikhede wat kookdemonstrasies gebied het. Dit was net pret. Jy weet, met Dien en met Amorey, dit was net pret. Ons het geleer hoe om 'n ordentlike kaaspot aan mekaar te sit en dit was vir my fantasties. Ek gaan nou my eerste show doen 3 uur en dan vlieg ek môreoggend terug. So ek's net vir die aand hier. Feesgangers het gestroom na die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, se praatjie met die bekende joernalis Mia Spies. Met die begroting, politiek en die regering van nasionale eenheid wat druk bespreek was, is veiligheid en infrastruktuurkwessies by die nasionale kunstefees in Makanda ook onder sy aandag gebring. Hy het gesinspeel daarop dat groot finansiële steun vir kunstefeeste in die land beplan word. Maar ek het vir my mense gesê in my kantoor, want die feeste het eintlik gedoen vir geld. Baie van die feeste. So sê ek, jy kan nie die feeste behandel. Dieselfde soos jy die up-and-comings behandel, die is 'n gevestigde ding, wat nasiebou maak. Toe sê ek kan nie te veel sê, maar kyk maar my budget. Dit is die laagste bal. Is al goeie nuus op pad vir Saar. Vrek goeie nuus. Baie dankie. Na 'n kort welverdiende ruskans gaan die KAK&K span weer skouer aan die wiel sit met reëlings vir volgende jaar se fees. Tanya Krause, SAK nuus, Oudtshoorn in die Wes-Kaap. Dis dan al vir vanaand. Ons groet tot môre aand, selfde tyd, selfde plek. Totsiens. Goeienaand en welkom uit te koel Johannesburg. Vandag sien ons reën word verwag oor groot dele van die land. Ons sien 'n 80% kans vir reën in Noordwes, Noord-Kaap en dan ook in Vrystaat. Dan sien ons ook vir vandag miskolle word verwag langs die noordoostelike dele van die land en dan ook langs die Weskus. Vir môre duur reën steeds voort. Ons sien enkele tot verspreide donderbuie word verwag oor groot dele van die land. Dan sien ons ook 'n 80% kans vir reën wat dan strek vanaf die noordelike dele al die pad tot en met die suidelike dele van die land. Ons sien dan ook miskolle wat dan langs die plateaurand en dan langs die Weskus verwag word. Vir vandag is daar 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word oor groot dele van die Noord-Kaap en dan is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is ook vir ewige
kragtige donderbuie wat dan verwag word in dele van Noordwes. Ons sien in Mpumalanga, Vrystaat en dan sien ons ook in dele van die Oos-Kaap. Vir môre is daar steeds 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik oor dele van die Noord-Kaap, Noordwes en dan ook in Vrystaat en dan sien ons daar is dan 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik oor dele van die Oos-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie sien ons in Gauteng, Bronkhorstspruit 'n maksimum van 25 en dan Carletonville en Vereniging albei 15-24. In Limpopo, Messina maksimum van 35, Tabazimbi maksimum van 32 en dan Mokopane 17-30. Ons volgende provinsie is Mpumalanga, verspreide buie en donderbuie, Carolina 14-25 en dan Mkondo het dan 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 27. KwaZulu-Natal, Ulundi 31, Kokstad 'n maksimum van 23 en dan Vryheid 15-29. In die Oos-Kaap, verspreide buie en donderbuie, baie nat in die provinsie, Mthatha maksimum van 27, Willowmo 17-23 en dan Gqeberha 'n minimum van 18 en 'n maksimum van 25. Baie nat in die Wes-Kaap ook, Oudtshoorn 17-23, George 'n maksimum van 20 en dan Worcester het dan 'n maksimum van 22. In die Noord-Kaap, Kimberley 17-24, Kalvinia maksimum van 20 en dan Sutherland het dan 'n minimum van 13. In Vrystaat baie nat hier, Frankfurt 13-22 en dan Wepener 'n maksimum van 20. Ten slotte Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Lichtenburg 16-24 en dan Tosca het 'n maksimum van 27. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.